Goeienaand en welkom nog 'n episode van Huishonde en ons praat vandag oor 'n baie interessante onderwerp en 'n vraag wat ons gereeld kry. Jy het nou 'n nuwe hondjie wat op pad is en dis baie opwindend, maar hoe gemaak as jy reeds honde by die huis het? Wat is die regte manier om daardie situasie te hanteer? Hallo Philip, Hallo Tersia, hoe gaan dit met julle daarbo? Ek hoop goed. ons En kan ek nie hoop doen nie. Almal oor die wêreld wat luister en kyk en goed, ek hoop dit gaan sommer goed met almal. Absoluut ja. Philip, sê vir ons, wat maak jy? Wat is die regte manier om jou hond huis toe te bring, jou nuwe hondjie, as jy reeds honde by die huis het? Wel ek gaan sê ek hoop die honde wat jy reeds by die huis het is goed gesosialiseer. Ek hoop hulle is vriendelike honde. Ek hoop hulle is waspappies skool toe gewees. En ja, dat hulle rustige honde het, want as jy dan 'n pappie inbring of 'n ander hond inbring, gaan jy nie probleme hê nie. Maar as jou honde nie daai skills het nie, dan raak dit 'n bietjie van 'n proses. Ons moet altyd onthou dat wanneer jy 'n nuwe hond of 'n addisionele hond in jou huis inbring, is daar 'n aanpassingsperiode van tussen 4 en 6 weke vir daai hond om aan te pas. Vir julle om aan te pas by die ander hond en ook vir julle honde om aan te pas met die nuwe hond. Dis nie 'n kwessie van jy bring net die hond huis toe en jy sit hom daar neer. Soos kinders sê, hallo, ons is almal maatjies van 'n partytjie ou en werk nie so in daai wêreld nie. Dit bring natuurlik vir ons 'n baie belangrike punt na vore. En dit is om eers regtig te fokus op die honde wat jy het, maak seker dat daardie honde goed opgelei is. Moenie nog 'n hond kry sommer net omdat jy voel jy het nou iets niets nodig om te doen nie. Absoluut. Nee, kan nie. Jy kry, ons het in vroeë episodes gesê jy kry 'n hond vir 'n doel. Ja, Wat is die doel van 'n derde hond of 'n tweede hond wat jy huis toe bring? Ek kry daai ding baie. Mense sê vir my hond is eensaam, so ek ons moet sommer 'n maatjie kry. baie lekker. Julle nie Baie mooi. lekker. Skielik bring jy 'n nuwe challenge in die huis in. Nie vir jou nie, maar vir die honde. Wie is wie in hierdie struktuur? So ja, ek hoop van harte laat die honde wat reeds daar is of hond wat reeds daar is al deur die proses gegaan het en reg is. En die nie, dan kom ons basies terug na pappieskool se maniere toe. As jy daai hond huis toe bring, jou hond of honde is ouer, jy is nie seker van wat die reaksie gaan wees nie. Die pappie is te jonk om mee te gaan stap. Dan bring jy daai pappie in 'n travel crate. Huis toe. En as jou honde binne die huis tyd spandeer, dan sit jy daai krat binne in die huis, binne in die sitkamer, onder toesig ergens, sodat jou honde eers kan gaan ruik aan daai krat. Maar hulle kan nie by daai hond uitkom nie, hulle kan nie 'n hond in die hande kry nie. En daai is ongelukkig 'n ding wat jy gaan moet doen vir 'n redelike tyd. Jy gaan al uitvind die ander honde as hulle inkom is opgewonde om die krat te sien en die klein hondjie te ruik en dit is daar. Hulle gaan daar by die krat gaan lê, hulle gaan rustig wees en so. Daar gaan nie issues wees nie, daar gaan nie gevegte wees nie. En wanneer jy daai hond uit die krat uithaal, dat hy fisies kontak kan maak met die ander, moet jy op jou hoede wees, want dit ding kan net so draai. Daar's waar jou leierskap inkom. Hulle moet besef dat daai hond behoort aan jou, daai pappie, nie aan hulle nie. En hulle kan nie met hom maak soos wat hulle sê nie. So, leierskap, absolute gehoorsaamheid, as jy sê los, moet hulle los. So een van die belangrike dinge wat ek optel hierso is dat wat ons moet onthou is dat die interaksie kalm moet gebeur. Dat ons kalm te soek van alle partye af en as honde ooropgewonde of geeskaleerd is,
Dis nie wanneer jy daai hondjie uithaal en hulle nou skielik in mekaar se gesigte druk nie. So ons gaan eers daai periode skep waar almal die geleentheid kry om kalm te raak en ons eerste interaksie moet dan baie kalm wees. En as gevolg daarop moet jy ook baie goeie leierskap in so 'n situasie handhaaf sodat jy bevele kan gee vir jou ander honde en in 'n ideale wêreld gaan hulle dan luister. Jy moet ook as jy meer as een hond by die huis het en jy doen die fisiese bekendstelling. Doen dit net met een hond op 'n slag. Want 'n ding kan so vinnig draai en dan kry jy wat ons noem die pack element. En as die een aanval, gaan die ander een ook aanval. En dan sit nie as jy verby, want jy gaan dit nie kan stop nie. 10-1 as jy dit probeer stop, gaan jy betrokke raak en jy gaan seer kry, jy gaan gebyt word. So een hond op slag met die pappie, 10 minute kort sessies. En dan roteer die honde, bring jy aan ene, en as al twee daai honde individueel gemaklik is met die pappie, dan kan jy onder baie kalm omstandighede hulle al twee inbring. Maar absolute toesig en beheer oor alles. En dan moet jy jou reg maak vir daai 4 tot 6 weke. Want beide moet aanpas. En omdat 'n pappie so jonk is, normaalweg is die beste manier om honde aan mekaar bekend te stel is om as dit 'n groter hond is, bring hom huis toe maar nie in die erf nie. En sit al die honde op leibande en gaan stap met hulle, gaan stap ver. Maar moenie laat die honde kan kontak maak met mekaar nie, hou hulle uit mekaar uit, want terwyl jy stap, gaan jy optel, jy gaan issues optel as daar is. So hierso is iets wat ek wil uitlig wat baie interessant is en wat mense regtig waar moet onthou. Onthou jou hond sien baie goed met sy neus. So ons as mense wil graag hulle face-to-face laat ontmoet. Ons het dikwels hierdie persepsie dat hulle naby aan mekaar moet kom om mekaar te ontmoet of te ontdek. En dis wat ons ook sien as mense hierdie sogenaamde unleash greetings doen, waar jy gaan stap met jou hond en iemand anders stap verby en nou trek die twee honde op hulle leibande na mekaar toe. Ons moet onthou dat honde kan van baie verder af, baie meer inligting deur hulle neuse inkry. So dis nie nodig om hierdie honde op 'n hoop te gooi nie. En jy moet altyd onthou, die geveg het al lankal begin voordat hy begin het. Hulle praat net nie. Maar in die stapproses begin hulle, as jy elke dag gaan stap en jy kan lekker gaan stap met al die honde, dan begin hulle 'n struktuur vorm. En hulle begin mekaar aanvaar mekaar baie vinniger. Maar as jy terugkom by die huis, hou hulle uit mekaar uit. Daar sal 'n tyd kom wanneer jy sal sien, hierdie honde is baie opgewonde om mekaar te sien. En hulle is opgewonde om almal saam te gaan stap. En dan op die stap kan jy stelselmatig begin nader en nader skuif. Dis natuurlik 'n tegniek wat ons gebruik in ons groepklasse. Soos julle weet, ons bring nie honde in en gooi hulle in 'n groep om mee te begin nie. Jou groepsessies is vir gevorderde honde wat reeds 'n basis van gehoorsaamheid onder die knie het. Wat ons dan doen as ons 'n nuwe hond in die groep inkry, is ons gaan doen hierdie stap wat Philip nou net beskryf het en ons kry al die honde eers gemaklik met mekaar. So Philip, wat is 'n paar van die tekens waarna 'n mens tipies sal uitkyk op hierdie stap? In die begin kyk vir die lyftaal. Baie honde gaan sy lyf half skuins hou, baie hoë stert, hoë red. Dis daai ding van soos ons mense maak. Ek wil sien wat jy gaan doen. Want as jy iets doen, gaan ek dit doen. So kyk vir die lyftaal. As jy nie daai lekker los stert het wat swaai en is rustig en goed nie. As daar tensheid is in die hond se liggaam, in sy houding, dan moet jy weet die kan probleme wees, dis te vroeg. Stap daai kant van die pad nie aan die ander kant van die pad. Laat hulle net saam beweeg, maar hou uit mekaar uit. So kyk vir daai tekens, want dit in die begin gaan dit daar wees. Die norm is hulle grom. Hulle grom van mekaar. En as jy die kans gaan hulle mekaar gryp. As dit 'n ouer hond is wat jy huis toe bring, veral rescue honde. Rescue honde
wat uit sekere gebiede uitkom het nie 'n issue nie. Hulle gaan maar net aan. Maar die feit dat jy daai hond binne in die gevestigde honde se ruimte inbring, hulle territory as jy dit so wil stel, kan 'n probleem veroorsaak. So is regtig belangrik dat as jy 'n volwasse hond gaan rescue en aanneem en in jou huis inbring by jou bestaande honde, maak die eerste ontmoeting op neutrale grond, buite, gaan stap met hulle almal saam, dat hulle mekaar kan ruik, dat jy enige issues kan optel, want jy as 'n mens speel net so groot rol. Gee hulle eers die geleentheid om almal te settle met mekaar en dan begin ons integreer. Ja. Ek is mal oor rescue instansies en goed. Hulle doen baie goeie werk. You can't save them all, but you can save one or two. Maar rescue organisasies moet ook absoluut al die detail vir jou beskikbaar hê wanneer jy 'n hond gaan rescue. Is hierdie hond, wat is sy social skills, wat is sy gedrag om kinders, wat is sy gedrag om mense, wat is sy gedrag om ander honde. Die mense gaan kyk nooit in daai diepte nie. Hulle gaan kyk en sê, hierdie is 'n mooi hond, Shane, arme ding, hy het 'n fisieke lewe gehad, ek wil hom rescue, ek wil hom huis toe vat. En daar's niks van die agtergrond oor hierdie hond nie. En nou bring jy hierdie baie opgewonde rescue hondjie, Shane, hy is so bly ons het hom gerescue en ek gaan hom na huis toe vat, maar hier in die agtergrond sit 'n ander duiwel. Nee? En dan bring jy hom huis toe, dis net so. En dan weet jy wat? Oor 4 dae is daai rescue hond terug by die rescue organisasie en dan probeer hulle hom vir iemand anders te gee. Want daar is nie 'n behoorlike assessment gedoen van die dier met die nodige dokumente en goed, met sy geskiedenis nie. St. Francis Bay het 'n uitstekende rescue organisasie. Die honde word geassess, die nuwe eienaars word geassess, en daar is 'n aanpassingstydperk vir hulle gegee, voordat die hond net gaan. Ek dink hierdie is ook 'n baie belangrike punt waar ons mense kan sê met vrymoedigheid, as jy 'n hond gaan rescue of 'n volwasse hond en jy het reeds honde, is al tipies, rescue-organisasies sal tipies 'n ontmoeting instel om te kyk of die honde gel voordat hulle hom by jou plaas. In so 'n situasie, kry 'n behaviorist of 'n gedragskenner in om dit saam met jou te kom doen, want hierdie nuwe rescue hond is 'n groot commitment wat jy maak. Dit gaan almal van julle se lewens affekteer, jou lewe, sy lewe en jou bestaande honde se lewe. So kry 'n gedragskenner om daai sessie mee te maak en at least kan hulle dan na die rooi vlaggies vir jou kyk en jy kan dalk teruggaan en sê, okay, maar ek wil net eers hierdie issues aanspreek met my honde wat ek tans het, of hierdie gaan great werk, kom ons probeer dit. Verseker, hoe meer in diepte jy gaan met die hele proses, hoe veiliger gaan jy en jou honde wat jy al 5, 6, 7 jaar het, wees. En ons moet ook onthou, jy as persoon en jou familie, is ook in die gedrang hierso. Ja. Want as hierdie ding sy kop verloor, jy weet, party honde is net nie aanpasbaar by 'n sekere huishouding of struktuur nie. Baie mense sê, Jessie, 'n pitbull is vir my die dierbaarste, ek is 'n pitbull mens, ek soek 'n pitbull. En hulle gaan haal hom daaruit sonder dat hulle die hele agtergrond het, sonder hulle weet wat aangaan. En dan bring jy hom huis toe. En glo my, ek het niks teen pitbull honde. Dit is ek het van die beste honde wat ek ooit nog mee gewerk het, is pitbull. Want ek kyk nie na die ras nie, ek kyk na die dier oor die algemeen. En maar ons moet die agtergrond hê van die dier. Ons moet ook die agtergrond hê van die ras, die aandeling. En ons moet weet hoekom is hierdie dier daar? Hoe het hy daar te lande gekom en wat 'n rede? Die harde realiteit is ongelukkig dat ons shelters oorvloei van die honde, daar's so baie
En hierdie is sleg, maar dis die waarheid. 'n Rescue-organisasie sal in baie gevalle sê wat hulle moet om daai hond uit hulle shelter uit te kry en in jou huis in te kry. Ja. Um, En dan is dit baie moeilik om hom terug te gee. ja. So mens moet baie versigtig en bedag wees daarop dat hierdie volwasse hond wat jy inbring, dat dit wel gaan werk vir julle. Ja. So, omgesaai, jy mag dalk die dierbaarste pitbull hond hê by jou huis. Want jy's 'n pitbull mens. En jy bring 'n ander pitbull in of jy bring 'n ander ras in. En hulle pas net nie aan nie. So daai hele ding moet 'n mens baie versigtig voor wees. Maar met 'n volwasse hond of 'n ouer hond, bring hom in, maak seker jy gaan deur die aanpassingsproses, gaan deur die stap, wees geduldig want dit gaan tyd vat. Hulle is nie soos mense wat vanaand ontmoet ek hierdie ou of hierdie girl en ons pas net aan. Boom. Môre gaan dit goed, die dag daarna gaan dit beter en so. En op 'n dag gaan dit ook net ontplof. Diere is anderster. As dit gaan ontplof, gaan dit nou. Dit gebeur, hoe sê hulle in the spirit of the moment. Net so. Hulle leef in die oomblik. Hulle leef nie in gister of môre nie. Dit is Wat gebeur gaan nou gebeur. So benadering, baie stelselmatig, baie geduld en kyk of die aanpassing gaan werk, maar as dit nie werk nie, don't push it. Dit is 'n belangrike ding. Partykeer werk dinge nie en jy moet ook 'n groot mens genoeg wees om jou vrede daarmee te maak en dit te kan erken aan jouself, eerder as wat daar konstante insidente is vir 'n jaar of meer aan een, want dan gaan nie net 'n mens moontlik seer kry nie, maar jou honde gaan ook fisies en sielkundig seer kry van so iets. En die vrees baie keer is kinders hierso. Kinders is ook betrokke. Want tot en met tieners is onkundig. Is nie net die ouers wat onkundig is, die tieners, jonger kinders, hulle is ook onkundig. En hulle doen goed wat die ding net kan trigger. En as hy trigger, dan is hulle die eerste wat gebyt word. Right, so hierdie het begin by pappies wat jy huis te bring wat 'n baie opwindende en lekker aspek is en ons het nou op 'n baie donker noot geëindig by kinders wat gebyt word. Nee, ek sal nie sê dis 'n donker noot, maar wat ek wel sê is Realiteit sneek nog weer eens die reëls. Stick to the rules. Stick to the rules, don't rush it. En as jy dit reg gaan doen, gaan jy baie honde fantastiese huis hê en almal gaan aanpas, dit gaan een happy family wees. Dis natuurlik hoekom hierdie so belangrik is, want daai eerste interaksie is maak of breek. Dit gaan bepaal, gaan hierdie ding vorentoe of gaan hierdie ding heel moontlik bietjie tragies eindig vir een of meer van die partye. En as jy onmiddellike insident het, dan bly daai wrywing daar. Ja. Daai honde draai nie môre om en skud hande en sê ag, jammer, jy weet ek is nou nie hier en daai. Nee. Daai bly daar. En om te rehabiliteer dan is baie moeilik. Ons weet rehabilitasie is sukses rate is ietsie soos 1.7%. So ja. Moenie dink omdat hierdie dier ek het nou 'n voorval gehad in die week waar ek gebel is 'n senuweeagtige hond. Nie senuweeagtig aggressief nie, maar hy sal 7 jaar oud, 7 jaar in familie. En hulle het na 'n plaas toe getrek. En hulle is nou al 2 maande daar. En die hond pas net nie aan op die plaas nie. Die hond wil al ewig uitbreek, die hond gaan kruip weg die hele dag. Hy pas net nie aan daar nie. So nou is die vraag aan my gestel, wat is die oplossing? Vir die hond terug waar jy was. Want die hond is ouer. As jy wil rehabiliteer, dan moet jy die hond terugvat waar hy gebly het en dan moet jy hom elke dag plaas toe vat vir 10 minute. En stelselmatig die tyd verleng. Laat hy alles gewoond raak. Jy kan nie net trek die hond saamvat en daar is ons nie. Dis te veel vir die hond.
En dis so jammer, want baie honde kan presies dit doen. Baie mense sal sê, ja, maar ek het getrek my hond net saamgevat en dis fyn. En dis great, want jou hond kan dit doen. Jy daarvoor. Maar in ander gevalle, soos wat Philip nou verduidelik het, kry jy hierdie hond wat maar 'n senuwrak is, en hulle gaan dit nie kan doen nie. Gelukkig, die antwoord in soveel gevalle is tyd. Vat dit stadiger, doen jou rehabilitasie en jou aanpassing stadiger, en daar is dalk lig op die horison. En onthou altyd, 'n senuweeagtige hond wat aggressief raak, is jou gevaarlikste hond. Dis nie die ou wat daar by die hek staan met tande en spoeg en goed nie. Dis daai senuweeagtige aggressiewe hond wat aggressief raak. Wat die gevaarlikste hond is, want hy's die een, as jy hom in 'n hoek druk, hy gaan vir jou uitmekaar uitmaak. Hy gaan. En nou altyd, enige blootstelling, aanpassing en rehabilitasie kan nie teen jou tempo gebeur nie, dit moet teen die hond se tempo gebeur. Verseker. Nee, daar stem ek saam. Reg, dankie Philip. Daar sit ons nou op 'n klomp punte geraak wanneer jy 'n nuwe hond, groot of klein, gaan huis toe bring, die gevaartekens waarna jy moet kyk, wat is die basiese stappe wat jy moet volg. As jy nou onseker is daaroor, kontak ons. As jy 'n nuwe hond huis toe bring en jy wil ander tips en triks kry oor hoe om 'n lekker en suksesvolle lewe met hierdie hond te bou, volg en subscribe vir ons hierso. Ons gaan ander video's publiseer. Bel ons as daar wrywing is of as jy vassit. Dankie Philip, dit was heerlik. Baie dankie Tersia en aan almal daar buite, wees veilig en ja, as jy luister, subscribe en like.